En nou sê ek by bladsy 9. En bladsy 9 gaan dan, wil ek net vinnig kort vir jou die karakters weer herlees. Die hoofkarakter is Map Jacobs, en dan die ander karakters noem ons die newe karakters. Dit is Auntie Grootmeisie, dis Map se ma. Cavanelisse is Mr. Cavanelis en Mrs. Cavanelis, Maud, en dan hulle dogter Blanchie. En dan die straat, mense wat op die straat is Cyril en Richie, onthou hulle twee werkloos wat so kerm speel, en dan Tommy se vodker, bietjie anderste, dis die straatverkoper, met ander woorde die smous, die een wat die karretjie rondstoot. En dan die ander een is Laguma, Willie Laguma. Dit is die ou wat die sweetpak aan het en wat altyd draf of oefen en politiek praatjies maak, 'n praatbek, soos wat Maud ook sê. Dan is daar die Kersorkes, maak seker dat julle weet die naam van die Kersorkes is Star of the Redemption, ster van die verlossing, en dat julle elke lid ken, veral vir kontekstuele vrae. Oompie Paulse, en dan Kaffekie Aries, Danny Del Carme, Freddie Lavita, Boykie Lou, en Berend Oliphant. En dan die kleremakers is Samsudien Taylors, of kleremakers, en dan Miriam, onthou julle wat in toneel 7 die mate kom vat het. Goed, dit is in kort die karakters. En nou is ons by toneel, by die bladsy 10, die 10de bladsy. Goed, kom ons kyk gou na hierdie mense van wie ek nou net gepraat het. Hierdie mense wat nou daar op die Kaapse vlakte bly, wat doen hulle? Hulle soek na 'n identiteit. Hulle is uitsigloos. Hulle het niks om na uit te sien nie. Hulle kan nie dink wat hulle volgende jaar gaan doen nie. Hulle is nie planloos. Hulle is werkloos. Hulle is arm. Hulle het nie hoop nie. Hulle is ontmagtig. Hulle pleeg misdaad, vorm bende, steel, verkrag, moord. En dit is daardie omgewing waar hulle bly, en die werkloosheid en die arme. Hierdie politiek en die omgewing en die uitsiglose bestaan. Kom ons weer uit by die sentrale tema. Mense wat vasgevang is in hulle omstandighede, se uitkomkans is min. Onthou as hulle vir jou vra, jy moet 'n tema, die sentrale tema, 'n tema, dat jy 'n mooi vol sin skryf. Goed, en wat gebeur hierdie uitsiglose bestaan in hierdie politiek en hierdie omgewing lei tot sosiale misdrywe. En sosiale misdrywe is soos werkloosheid, armoede, misdaad. Goed, kom ons kyk gou. Eerste een, en dit staan nou hier vir jou. Al wat ek eintlik vir jou wil dit voorlees, is dat jy kan onthou, as jy jou karakter so ken, as jy uit jou kop uit vir jou ook kan sê, Map is talentvol, want hy is deel van die Kersorkes, hy speel die saksofoon en hy is 'n solo-speler. Dit het wat Tommy vir ons ook gesê het daar toe hy met Map gepraat het. Met ander woorde, kyk of jy 'n bewys kan kry van elke ding wat ek hier nou sê. Ek het nie by almal dit neergeskryf nie, maar dit is nog steeds belangrik hier, karaktereienskapies, goedjies van Map wat jy moet ken. Goed, hy is die hoofkarakter, onthou sy 2 name. Hy het 2 name. Sy een naam is Johnny, en dit is toe hy nog onskuldig was, toe hy nog geleer het, toe hy nog matriek gemaak het, toe hy nog werk gaan soek het, en hy wil vir sy ma sorg, en hy het groot ideale. En dan word hy teleurgestel, hy kry nie werk nie, en hy swaai om, en hy word lid van bendes, en hy word bendeleier, en dan word hy getatoeëer, en hy word Map, hy word eintlik gekaart. En dan aan die einde, in toneel 6, en eintlik dan later in toneel 9 en 10 en 11, is hy weer Johnny. Nou, hy verander. Met ander woorde, dan word hy weer soos sy ma hom ken, Johnny. So onthou, Map met hierdie 2 name en wat elkeen beteken. Map is talentvol, ek het dit klaar gesê, hy is intelligent, hy slaag matriek,
Hy het sterk leierseienskappe, as jy gaan dink aan die bendes, hy drome om eendag werk te kry en vir sy ma te sorg. Hy gee baie om vir sy familie, gaan kyk hoe praat hy oor sy ma, gaan dit nog goed met ma, daar waar hy in die tronk sit. Hy's lief vir Blanchie. Hy beleef verwerping, as daardie toneel waar hy uit die tronk is en weer terug is en hy doen aansoek vir werk en dan voel hy ontredderd. Hy's 'n gerespekteerde, die bendelede respekteer hom, gaan dink bietjie hulle wil chief hom en hulle tree nie op as hy nie die opdrag gee nie. Hy's 'n gevreesde. Hy soek ook na identiteit, dis hoekom hy bendeleier is, dis hoekom hy tatoeëermerke het. Hy's dapper. Onthou, hy's dapper, want hy gaan gee homself oor, want hy sê daar by die tronkentoneel, sê hy sal uitpraat. Hy's gewelddadig. Hoekom is hy gewelddadig? Want hy het sy beste vriend doodgesteek. Hy het hom met 'n mes gesteek en gesteek en gesteek. Gaan lees weer daai stukkie. Hy verander in die tronk. Hy's 'n veroordeelde moordenaar. Hy's 'n bekeerling, want glo dat die Here hom vergewe het. Hy wil vergewe word. Hy wil weer 'n kans hê, en daar kan jy ook sy verandering sien. Hy sal nou enige werk doen. Daai werkie wat hulle vir hom aangebied het, as messenger, as bode, wou hy nie doen aan die begin nie, maar nou het hy verander. Hy sal enige werk doen, en hy het al vir 11 werke aansoek gedoen. Dan op bladsy 11, volgende bladsy, hy's hoopvol, met die invloed met die rol van Apostel George, gaan hy uit die tronk, gaan hy op parool en hy's hoopvol. Hy soek werk, nie 1 nie, nie 2 nie, 11 plekke. Hy is sinies, as jy na toneel 9 kyk, want daar's nie uitkoms nie, hy's ontsteld, sy hoor wat Blanchie doen, hy's hartseer, hy wil graag met haar versoen, hy vergewe haar. Daar kan jy ook sien, hy het regtig verander, hy's openhartig, hy's emosioneel, daar in die tronk, hy's gerehabiliteer, hy's gefrustreerd, hy's desperaat, nostalgies, boetvaardig. Leer daardie woorde, dis baie maklik as jy na die kortfrase kyk. Dan Cabanelis. Mr. Cabanelis is 'n karakter wat moeilik is om te pyl. Hy is stil en afsydig en eenkant. Hy voel meerderwaardig. Hy kan nie die werklikheid aanvaar as Maud byvoorbeeld vertel van Cyril en Richie en dat hy het nie gaan regkry nie. Hy probeer nie daaraan dink nie. Hy het 'n obsessie om hulle daar weg te kry en om te werk en om geld te kry. Hy's trots, hy's hoflik, hy praat so mooi as jy gaan kyk hoe praat hy met Cyril. Hy kan nie die krisis hanteer nie. Toe Blanchie sê van die brief, hy vertrou nie die gemeenskap nie, hy's wantrourig, hy wil nie eintlik by hulle verbyry nie, hy wil nie eintlik met hulle praat nie, hy sluit sy fiets vas, hy het 'n Bolandse aksent, hy kom van die Boland, hy praat suiwer Afrikaans. Hy's 'n idealis, hy is geldbehep, gaan dink bietjie hoe dan Maud sê, hy's sparsamig, hy sal nie water mors nie, sy bynaam is Scrooge, hy's 'n synigaard, hy's 'n vrek, en dan aan die einde, sy hoop word vernietig, wanneer Blanchie met daardie storie kom van die brief, en hy kies om dan selfmoord te pleeg. Op bladsy 12, nou, Maud. Maud is Cabanelis se tweede vrou. Met ander woorde, Blanchie se stiefma. Sy het 'n behoefte aan haar man se teenwoordigheid, sy het hom nodig, soos in toneel 1. Maar hy werk nie die hele tyd. Sy werk ook, sy doen naaldwerk, sy skyn heilig, gaan dink bietjie hoe praat sy met Cyril en Richie en trap hulle uit, maar sy self praat ook maar lelik. Sy's ontsteld, sy is in toneel 1 kan jy duidelik sien wispelturig, sy wissel af, dan huil sy en dan skree sy, sy vloek en laster, sy voel minderwaardig. In daai konflik met Blanchie kan jy sien, sy sê ek is maar net jou stiefma, sy's onsympatiek, sy is meerderwaardig, sy praat Engels, en dink so, sy is beter as Cyril en Richie en die res van die Kaapse vlakte, sy voel verneder met Blanchie wat nie die kontrak gekry het nie, sy voel, hulle het haar in die steek gelaat, sy gee om vir haar man, sy is nuuskierig, en sy is tog erg
oor Blanchie, haar stiefdogter. Blanchie is hierdie pragtige dogter, sy het ideale, sy is naïef, as tiener skaam, goeie verhouding, sy besoek Map in die tronk, daar sy verwytend en voel haar lewe is ook daarmee heen, sy is uitgelewer in haar omstandighede, en sy probeer ontsnap en oorleef, en wat doen sy? Sy werk by 'n plek, wat sê, dis 'n masseursalon, Lonely Hearts, maar eintlik is sy besig om die wette oortree, sy's 'n prostituut, sy gaan oor die kleurgrens wat teen die wet is, daar's gerugte, wat Tommy sê dat sy 'n aborsie gehad het, so sy doen ook baie dinge verkeerd. Maar aan die einde is sy ook spyt. Antie Grootmeisie is die slagoffer van verkrachting, sy stom, geskok, sy het sy trauma beleef, sy is bewoe by tye, as jy gaan kyk, as sy met Map probeer praat, sy kan nie praat nie, sy respekteer vir Map, sy is vergewensgesind, sy is ontsteld, sy is 'n ooggetuie van daardie toneel waar Map bieg, en dan baie belangrik, sy verteenwoordig die karakters se gewete. Apostel George is 'n leuke prediker. 'n leuke prediker, met ander woorde, hy het nie werklik opleiding nie, hy gee net om vir ander mense, hy kan mense beïnvloed, hy's charismaties, hy's bemoedigend, en sy rol is, hy lei Map tot bekering, hy kry dat Map praat, hy's geduldig, hy versoen Map met sy ma, hy glo in God se genade en redding, hy ondersteun en hy versoen, en hy kan baie goed praat, hy het beeldryke taal, en hy is ook emosioneel. En dan, die laaste karakter, Willie Laguma, moet nie hom vergeet nie, hy is eintlik 'n karikatuur, want hy is oordrewe behep met politiek en met fiksheid. Hy is eintlik lastig. Hy kritiseer die regering en lewer sosiale kommentaar, hy irriteer mense, hy beskou homself as 'n kundige, en dan baie belangrik eintlik, hoe hy glo dat en verduidelik dat hulle iewers moet behoort. En dan die bladsy 13, die laaste driekies, en ek doen hulle saam, julle sal sien ek doen soos Blanchie en haar ma saam met jy leer, en dan byvoorbeeld Cavenelis en Map saam, dat jy hulle ook kan vergelyk, en dan hierdie driekies, want mense raak baie maklik as jy nie mooi leer nie, met teen mekaar met Cyril en Richie en Tommy. Julle moet mooi kyk. Cyril is die aggressiewe een, hy's gevoelloos, hy's nie pretensieus nie, hy's verneig. Met ander woorde, hy's lelik met ander, hy treiter ander, hy's 'n fel kritikus, hy's aggressief, snedig, werkloos, hy's ongeskik, brutaal en draai nie doekies om nie. Dit is Cyril, laster, praat baie lelik. Dan het ons Richie. Richie wat baie veilig voel as hy daar saam met Cyril is, hy's 'n naprater. Net soos die ander twee, ook 'n oogie op Blanchie, ook 'n uitgelewerde, ook werkloos, wil ook ontvlug, en hy wil heeltyd vir Cyril paai, hy voel veilig in 'n groep. Dit is Richie. Kyk hoe spel mense dit, R-I-C-H-I-E, Rich. Nou, hy wil so graag ryk wees, Richie. En dan Tommy. Tommy met 'n lang y. Tommy is nie soos die ander twee nie. Tommy is nie die twee wat kerm speel, die bordspeletjie, is Cyril en Richie. Die mannetjie, die ouetjie wat rondloop, die strate deurloop, en 'n karretjie stoot en sulke klein goedjies verkoop, en skree, bangles, bangles, dis Tommy. En Tommy is 'n skinnerbek. Hy hou daarvan, hy's 'n kwaadstoker, hy probeer konflik vermy, hy keer, hy paai, hy wil nie hê Cyril moet so beklei met Cavenelis nie, of hy wil nie hê Cyril moet so met Blanchie beklei nie. Hy is nuuskierig, en dan gedink aan daai gedeelte waar hy met Map praat, hy's moedswillig, hy's gemoedelik by tye, maar dan raak hy moedswillig, hy het 'n sagte plek vir Blanchie, hy's beïnvloedbaar, gaan kyk hoe hy sê, Laguma is eintlik reg, hy waardeer byvoorbeeld saksofoon, hy probeer werk, hy is nie so Cyril en Richie wat nie werk nie, want daar is nie werk nie, hy smous maar met hierdie goedjies en stap so deur die strate. Graad 12, dis in kort jou karakters en hoe jy hulle moet ken, en gaan kyk of jy 'n bewys
uit die teks kry vir hierdie karaktereienskap wat ek so kortliks vir jou gegee het. Mens moet dit maar so gaan leer. En nou is ek by die laaste gedeelte. En dis vraestelle. Ek wil nie veel langer praat hier nie, maar wat vraestelle betref, moet jy na die departement toe gaan, is die webwerf, en dan moet jy gaan vraestelle aflaai, kontekstuele vrae en opstelvrae. En dan, as jy daai kontekstuele vraag vat, sê nou maar van 2018 of 2017 of 2019 of 2016, vat so 3 vraestelle met 3 memorands. Vat die vraestel, lees die leesstuk en dan kyk jy of jy dit kan antwoord. En as ek nou daarby uitkom, ek het nou hier, gaan dit probeer doen, ek gaan vir jou 'n bladsy gee met die vraestelle, met 'n vraestel van 2018 met 'n leesstuk en dan gaan ons kyk na die vrae en dan gaan ek vir jou ook wys op die skerm hoe jy dit moet antwoord. Nou wat baie belangrik is as jy gaan kyk na die kontekstuele vraag. Jy moet of 'n opstelvraag doen of jy moet kontekstuele vrae doen. Nou ek sal kyk of ek nog gaan uitkom by opstelvrae, maar wat kontekstuele vrae betref, as jy nou so 'n vraestel vat, en jy het nou klaar so hard geleer, en jy ken jou leesgids, en jy ken jou eie opsommings, en jy ken die drama self, en jy lees hierdie vrae, en jy kan dit nie doen nie, en jy kyk na die memorandum, dan moet jy weet, jy moet meer fokus op vraestelle. Met ander woorde, jy sukkel om te verstaan wat hulle vra. En sodra jy by die 3de vraestel kom, gaan jy agterkom, ek sien nou, hulle vra elke keer ruimte. Hulle vra elke keer watter fase. Hulle vra elke keer watter karaktereienskap. Hulle vra elke keer oor Johnny en Map, oor daai 2 name. En as jy daar kom, dat jy dit vir jouself kan sê, dan het jy jou vraestelle ingespan en dan gaan jy beter vaar. En as jy gaan skryf ook, lees asseblief die vraag baie mooi. Kom ons kyk gou na hierdie gedeelte. Dit sal voor jou op die skerm wees. Die vraestel is vraag 15.1 en kom ons kyk net na die stukkie. In jou boek is dit, kom ons kyk. Lees die uittreksels hieronder aandagtig deur en beantwoord die vraag wat volg. En dan is daar teks 1 en 'n teks 2 en ek gaan kyk of ek vinnig net na teks 1 vir jou kan kyk. Kyk om vir jou te wys hoe moet jy 'n vraestel beantwoord. Graad 12. In die eerste plek, ontspan en lees rustig die uittreksel, want dan kom jy net weer in die ding soos wat ek nou vandag weer in die ding gekom het om mooi te onthou waaroor gaan dit. Mens vergeet en daarom moet jy daai tonele mooi gaan leer. Maar jy begin so, dan sien jy daar praat Map. Toe sê Gappie Martin vir my deur sy balaklava. Toe sê hy vir my, Map, die manne wil hê. En hierso is sommer 2. Say the word, sê Gappie Martin. En hy sê vir my, Chief. En dan sien ons Apostel George, Here, hou ons 'n nuwe broer vas. Staan by hom nou. Graad 12, as ek dit gelees het, dan weet ek onmiddellik, en dis hoekom jy daai tonele moet gaan leer. Dit is toneel 6. Dit is toneel 6. En dit is die toneel waar Map praat en vertel wat daardie aand gebeur het. En dit is die toneel waar jy die rol van Apostel George gaan leer, soos jy by 'n ander een Cyril gaan leer, soos toneel 5, soos jy by 'n ander een Laguma gaan leer. Hier is toneel 6. En as ons nou kyk na die vraag, dan staan daar byvoorbeeld by vraag 1, 15.1, in watter ruimte vind hierdie gesprek tussen Map en Apostel George plaas? In watter ruimte? En dan baie belangrik, en luister nou baie mooi, ek hoop jy gaan dit onthou tot die einde van die jaar. Wanneer jy 'n vraestel doen, lees die vraag 3 keer. Dink 2 keer hoe jy gaan antwoord. En dan vat jy jou pen en jy skryf.
Moenie net begin skryf nie, want julle is geneig om 'n vraag te lees, nie baie mooi te lees nie, en dadelik te begin skryf. En dan as jy begin skryf, en jy's hier by die 3de reël, dan dink jy, maar eintlik is dit die antwoord. So jy dink en skryf te gelyk. Nee. Lees die vraag 3 keer. Dink rustig, wat gaan ek skryf? Wat is die antwoord? En dan skryf jy die antwoord. En as jy vraestelle uitwerk en jy sien, hoorie, maar ek antwoord nie wat hulle vra nie, dan moet jy dalk so maak. As hulle sê, in watter ruimte vind hierdie gesprek plaas? Moet jy sê, die ruimte waarin die gesprek plaasvind is die tronk. Kan julle sien, nou gaan jy nie verkeerd skryf nie. Die tweede vraag, byvoorbeeld, herlees reël 3 en 4. Watter 2 gevolge hou Gappie Martin se woorde vir Map se gesin in? Mense gaan lees regtig reël 3 en 4, onderstreep dit. Daar was staan in reël 3 en 4, say the word, sê Gappie Martin. En hy sê vir my, chief. En nou weer die vraag, watter 2 gevolge hou daai woorde van Gappie Martin vir Map se gesin in? Kan julle sien, ek het dit omtrent 3 keer gelees, en nou dink ek mooi, kyk wat skryf ek op die vraag, 2 gevolge wat Gappie Martin se woorde vir Map se gesin inhou. Map gee toestemming dat die vroue verkragt word, en dit is toe al die tyd sy ma en sy suster. En dan nog 'n streepie, sy suster, nog 'n gevolg, sy suster is dood, en sy ma het trauma beleef en is geskok en is alleen by die huis, want haar seun is in die tronk. 15.3. Hoe dra Map se handeling in teks 1 tot die ontknoping van die drama by? En daar moet jy baie mooi gaan kyk, handeling teenoor dialoog. Handeling, wat doen hy hier? Hy is besig om te bieg, en hoe dra dit by tot die ontknoping? En wat is ontknoping nou weer? Ontknoping is daar die traumatiese fases, ontknoping, die afloop. So wat doen hy nou en hoe dra dit by? En dan moet jy dadelik die verband sien. Hy is besig om hier te praat, sodat die Here hom vergewe, en wat gebeur op die einde? Hy kry vergifnis. Sy ma vergewe hom. Gaan kyk bietjie, Map bieg en vertel wat daardie aand gebeur het, en dit is dan die begin van Map se vergifnis, wat in die ontknoping plaasvind. Sien julle daai woord? Ontknoping. 15.4. Wat is die funksie van die neuweteks? Die neuweteks is mos daardie gedeeltes tussen hakies of wat kursief gedruk is. So, mense maak seker dat jy na reël 9 toe gaan en nie reël 10 of 11 dalk uitkom nie, om te onderstreep. Wat is die funksie van daardie neuweteks daar? En dit is daar waar staan anti-grootmeisie snik. En dan sê die funksie daarvan is die karakter se gemoedstoestand word aangedui. Sy wys vir ons, sy's baie hartseer. Dit gee vir ons inligting oor haar omstandighede. Dit is bladsy 15 dan, ek gaan nou na bladsy 16 toe. Bladsy 16, vraag 15.5. Wat is die rol wat Apostel George in anti-grootmeisie se lewe en in die lewe van die gemeenskap van die Kaapse vlakte speel? Mense, hierdie vraag kry jy altyd. Wat is Apostel George se rol? Wat is Cyril se rol? Wat is Tommy se rol? Gaan kyk maar, gaan leer dit. En in hierdie geval, is dit 2, moet jy onthou, dis 2, dis soos 'n stapelvraag, met ander woorde, lees baie mooi, ek moet een ding doen en dan nog 'n ding. Wat is die rol wat hy in anti-grootmeisie se lewe speel? Wat is die rol? En dink nou 'n bietjie mooi daaroor, en dan skryf jy, die rol wat hy in anti-grootmeisie se lewe speel, is die feit dat hy sorg dat haar seun bekeer, dat haar seun 'n ander lewe inslaan, 'n ander weg inslaan, en dat hy met haar herenig. Met ander woorde, en hy help vir anti-grootmeisie met hierdie vergifnis herenigingsproses. Tweede deel van die vraag, en in die lewe van die gemeenskap van die Kaapse vlakte,
Hy speel ook 'n rol in die lewe van die mense van die Kaapse vlakte, want, wat doen hy? Want hy sorg dat MAP uitkom en nie doen wat hulle verwag hy gaan doen nie. Hy sorg dat MAP rustig is, dat MAP vergewe, dat MAP aanvaar, dat MAP kan aangaan. Dit is sy rol. So die gemeenskap het nie nodig om hom te vrees nie. So hy het 'n groot rol in die gemeenskap. Vraag 15.6. Watter karaktereienskap van MAP kan uit sy woorde in reël 20 afgelei word? En dan nog 'n deelvraag, noem nog 2 ander karaktereienskappe van MAP soos dit uit die drama blyk. Vir 3 punte. So eerste vraagie, nou gaan kyk jy gou onderstreep reël 20 en dan staan daar ek sal uitpraat. En nou dink jy daai goed wat ek nou vir jou gesê het, watter karaktereienskap is dit vir hom? Ek sal uitpraat. Dit is daai een van, hy's dapper, hy's braaf, hy neem verantwoordelikheid. Ek sal uitpraat. En dan noem nog 2 ander, nou het jy dit mos geleer, noem nog 2 ander, hy's selfversekerd, hy is 'n leier, hy is talentvol, hy is nuuskierig, jy kan daar gaan kyk. 15.7, herlees 22 tot 27, hoe verskil die taalgebruik van MAP van die wat Cabanelis gewoonlik in die drama gebruik? Gee 2 bewyse uit die drama dat taalgebruik tot konflik tussen die karakters lei. 3 punte. Kan julle sien 15.6 en 15.7 tel al 3 punte. Mens moet baie stadig en rustig nog 'n keer en nog 'n keer dit gaan lees. So, herlees 22 tot 27, nou kyk jy na daai taalgebruik en dan vraag 1, hoe verskil MAP-sin met Cabanelis-sin? En dan die antwoord, MAP praat tipiese Kaapse Afrikaans met daai ontronding en assimilasie, terwyl Cabanelis Bolandse Afrikaans praat. Ons het dit gedoen, en nou moet jy nog, baie belangrik, en dis die 1 punt, nou moet jy nog 2 ander goed doen. Gee 2 bewyse uit die drama, dat taalgebruik tot konflik tussen die karakters lei. So nou moet jy dink, wat is konflik? Dis botsing. Wanneer bots karakter met 'n ander karakter oor taal, en nou sien julle hoe belangrik is daai 12 tonele wat jy opgesom het. Dan moet jy gaan dink, waar bots in die toneel 1, toneel 2, toneel 3, en dan dink jy, o ja, ek onthou nou, daar toe Cyril met Maud beklei oor sy so Engels praat, want sy hou mos van die Engels, want dis mos 'n verhewe taal, en dan dink sy's beter. Kan julle sien? En dan daar was Cyril met Cabanelis beklei. Jy praat ons hoge Afrikaans. So jy hardloop deur jou tonele en dan kry jy jou antwoorde en dan skryf jy op die ou end neer. 2 bewyse. Cabanelis se Bolandse Afrikaans veroorsaak konflik tussen hom en Cyril, want Cyril dink hy is hoogmoedig omdat hy so Afrikaans praat, of ander Afrikaans, of Maud se Engels veroorsaak ook konflik tussen haar en Cyril, of en die ander, want hy sê sy probeer beter wees. Dis 'n verhewe taal. En so kan jy aangaan met die volgende gedeelte en die vraag. Graad 12, kan julle sien? Hoe belangrik is dit om, as jy die drama bestudeer, om dit reg aan te pak? En dit is my beskeie mening, mens moet 'n strategie hê. Mens moet gaan dink, ek moet nou voorberei. Jy kan nie net gaan vat en sê, ek wil daai aantekening en daai aantekening en daai aantekening wil, en jy moet gaan self sit en jouself evalueer en besluit, ek het nou agtergekom, ek leer kliphard, maar ek antwoord my vrae nie goed nie. So, ek moet my teks ken, ek moet my leesgids ken, en dan moet ek vir my miskien 'n opsomming vir myself gaan maak, dat ek kan onthou wanneer wat gebeur het, soos tonele wat en waar, en ek moet 'n opsomming miskien vir myself gaan maak van die karaktereienskappe, dit wat jy mee 'n probleem het, en dan moet ek gaan na vraestelle, en dan moet ek by vraestelle gaan leer, kontekstuele vrae, 'n paar vraestelle aflaai, tot ek kan agterkom, soos ek nou vir julle gewys het, jy gaan sien, hulle vra ruimte, hulle vra van die ontknoping, hulle vra in watter toneel, hulle vra karaktereienskap, hulle vra van die taalgebruik, hulle vra hoe verskil die taalgebruik. En as jy na al daai goed kyk, nou kan jy mos teruggaan na jou leesgids en sê, ek ken nie
Ek ken nog nie my goed mooi nie, maar dit is in die leesgids, daar staan sentrale tema, daar staan ander temas. En dit is hoe mens voorberei vir die drama van 25 punte. Die opstelvraag is vir my, as jy jou boek ken, as jy jou gids ken, as jy jou vraestelle ken, kontekstuele vraag, kan jy 'n opstelvraag doen, want dis 'n stelling wat jy eintlik bewys. Dis 'n stelling met 'n inleiding en 'n slot, en jy moet in die middelgedeelte bewyse net lewer. Met ander woorde, iets sê, bewys dit. Nog iets sê, bewys dit. Nog iets sê, bewys dit. Maar jy het sekerlik ook al in hierdie jaar geleer in graad 11 oor die opstelvraag. Ek hoop dit het jou gehelp. Ek hoop jy sal lekker met Kersfees kan gaan sit met 'n strategie van hoe jy dit gaan aanpak en hoe jy dit gaan ken en hoe jy dan gaan goed vaar in die eksamen. Dankie dat julle na my geluister het.